Dankie, ons kan na die woord toe gaan en ons lees vanaand vanuit Openbaring 19. So ons het begin met ons wederkomsreeks so rukkie terug. Ek wil dit nie regtig 'n wederkomsreeks noem nie, maar ons het so begin met die wegraping en gepraat oor die regterstoel. En toe het ek vir u gesê ons sal so die twee lyne volg, eers die kinders van die Here en dan die wat nie kinders van die Here is nie. Maar ek dink ons gaan dit so bietjie uitstel vir nou. Ons gaan vanaand praat oor die wederkoms, maar dan gaan ons vir so rukkie, gaan ons net dit so bietjie op ys sit. Ons het redelik gehoor oor die wederkoms en Dominee Jurgens Prinsloo was ons nou hier wat die hele reeks vir ons kom uitlê het. So ons gaan nou nie alles hanteer nie, so ek gaan vanaand oor die wederkoms praat en dan sal ons net so rukkie dit oorslaan. Veral nou oor die feestyd, ons het baie beplanning oor wat 'n mens wil preek en wat die Here regtig op 'n mens se hart lê. So maar ek het al vir u gesê, ons menslike planne is nie altyd die Here se planne nie. So ek het beplan om aan te gaan met die wederkomsreeks, maar die Here het gelei dat dit nou nie noodwendig so sal gebeur nie. So ons sal dan dit vanaand so afsluit met die wederkoms. Ons lees van vers 11 af. Openbaring 19 vanaf vers 11. Toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie, behalwe hy self. Laat ek myself net vinnig onderbreek. Hoe interessant is dit, aan die begin van Openbaring, waar Johannes die beeld van die Here Jesus skryf, dan praat hy ook oor die oë soos 'n vuurvlam, maar dan praat hy oor die hare van die Here. En hierso sien hy dit nie so nie, hy sien krones. So ons sien die verskil van die begin van Openbaring af tot hier. Nou sien hy die hoof met baie krone. Dan vers 13, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die Koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep, vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die groote God, dat julle kan eet die vlees van die konings en die vlees van die owerstes, oor 1000 en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vry mense sowel as slawe, klein sowel as groot. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit, en teen sy leer. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee, gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. En ons lees dan vanaand net tot daar vanuit die woord van die Here. Voordat ons oor die gedeelte praat, kom ons buig net eers die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons kom maak U naam groot in hierdie aand, en dit wat ons gelees het, Here, dat U die naam dra, die koning van die konings, die Here van die Here. Hoe kan ons nie anders as om vir U die aanbidding van ons harte te gee nie? Here, hoe kan ons nie anders as om vir U dankie te sê, dat dit U is wat ons dien nie? En wanneer ons praat oor die eindtye, Here, weet ons gaan daar wees. Ons gaan deel daarvan wees, maar as U bloedgewaste kinders. Ons gaan wees saam met U, en ons gaan U oorwinning ervaar. En kan ons net vir U kom dankie sê, en al begryp ons nie die gewig daarvan nie, al begryp ons nie altyd wat presies en hoe dit gaan gebeur nie, weet ons, Here, dat ons U vir altyd as Here sal hê. Dat ons U teenwoordigheid sal ervaar op 'n manier, Here, wat ons nie nou sal begryp nie.
dat U heiligheid so naby aan ons sal kom en dat ons dit sal ervaar. En ons sê dankie, Here. Dankie dat ons kan uitsien na die eindtye, dankie dat ons kan uitsien na die wegraping wat ons al reeds oor gesels het, om te weet, Here, ons is die kinders, ons is rustig, ons het vrede, ons weet U het gegaan om vir ons plek te berei. En so bid ons, Here, dat U ook so die hele boodskap van die eindtye, die wegraping, wederkoms, alles wat daarmee gepaard gaan, Here, dat U dit vandag nog kragtig sal gebruik om mense by U uit te bring, Here, want wat 'n wonderlike boodskap is dit nie. En ons sê vir U dankie daarvoor. Saam met dit, Here, ons wil vanaand kom bid vir ons gemeente. Ons het hierdie vers, Jakobus 5 vers 16 op die voorkant van ons blaadjie, wat sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, Here, en is dit 'n wonderlike aanmoediging wat ons het om vir mekaar te kan bid. Ons bid vir die op daardie siekelys, Here, elke naam wat weer eens genoem is. Ons bid vir ons mense, ons bid vir ons gemeente, en ons sê dankie, Here, dat ons hulle aan U kan kom opdra. Ook so, Here, die ouers, ons hoor die laaste tyd die druk wat ouers ervaar met alles wat gebeur, en die sport en die skole en die aktiwiteite, en ons bid vir hulle, Here, dat U vir hulle sal bystaan, om in hierdie tyd, Here, waar die wêreld neig om die godsdienst uit te faseer, dat U vir hulle sal help om nog steeds die regte ding te doen, om nog steeds vir hulle kinders 'n voorbeeld te wees van godvreesende ouers, wat U eerste stel. Ons bid ook vir daardie kinders, Here, wat so in die skole is, en die wat ook by die huise skool, Here, dat U met elkeen van hulle sal wees, en dat U hulle sal gebruik as U getuies waar hulle ook beweeg. Here, en beskerm hulle teen die aanslag van die duiwel, beskerm hulle teen dit wat die wêreld bied, om naby aan U te bly. Here, ons hoor so dikwels van kinders wat in die huis is, deur hulle ouers se onderwysing gaan, en dan as hulle uit die huis uit gaan, Here, dan val hulle in die wêreld. En ons bid, Here, dat dit nie met ons gemeente se kinders sal gebeur nie. Ons bid vir daardie beskerming. Bid ook vir elke ouma en oupa, Here, wat ook so 'n voorbeeld vir hulle kinders en kleinkinders is, wat ondersteun, wat bystaan, wat bid vir hulle. Ons vra dat U hulle ook in daardie taak sal ondersteun, Here, en ook so elke ander een. Ons sê vir U dankie dat ons mense aan U kom opdra. Ook huwelike, Here, dat U huwelike sal beskerm, sal sterk hou, en dat U so met hulle sal wees. Dankie, Here, dat ons hierdie dinge kan kom bid. Dankie dat ons U kan vertrou, en weer eens die aktiwiteite van hierdie naweek, die manne van gebed, die Sondagskool piknik, die kinderbediening prysuitdeling, Dominee Johnny wat kom preek, dat U in dit alles en met dit alles, dat U die lof en die eer sal kry. Ons sê vir U dankie, Here. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Die tema waar ons vanaand so vinnig praat is die wederkoms van Jesus Christus. Nou elke keer wat ons by die wederkomsreeks of wat ons by die eskatologie kom, die eindtye, dan mis ek van vooraf die kaart wat ons by Woester geleen het. Dit was so maklik om daarna te verwys en ons kon die prent sien. En ek het 'n digitale kaart, maar hy is nie so mooi uiteengelê soos wat daardie een is nie. So ons moet kyk of ons nie daai een digitaal kan kry, dat ons hom ook hier op die bord kan gooi wanneer ons daaroor praat nie. Maar die wederkoms van die Here Jesus Christus, ons het mos so die pad gevolg van die kinders van die Here, ons lewe in die genade tydperk, ons lewe in die tydperk wat die Heilige Gees uitgestort is, wat redding verkondig word, wat redding aangebied word, en wat enige in die naam van die Here kan aanroep, in hom glo en gered kan word. En toe praat ons oor die wegraping, die Here Jesus wat kom in 'n oomblik, in 'n oogwink, en wat sy kinders weg gaan ruk, harpatso, die wegraping. En dan gaan hulle hom in die lig ontmoet, hulle gaan verander word, hulle gaan voor die regterstoel van Christus staan, waar hy gaan beoordeel wat hulle gedoen het, of dit goed is of sleg, en dan sal hulle saam met hom in die hemel 'n bruilofsmaal vier. Nou, ek wou eintlik bietjie gepraat het oor die bruilofsmaal, maar dis nou een van daai dinge wat ek voel ek moet nog eers baie bestudeer, want ek het so 'n idee wat aangaan, en ek kan daar preek daaroor, maar ek voel ek wil nog baie daaroor gaan lees, want daar is soveel dinge oor die Joodse tradisie, en hoe die huwelike gewerk het, en al die goed, en hoe dit ooreenstem met die bruilofsmaal wat in die hemel gaan wees. So miskien eendag by 'n bidtuur, dan sal ons dit hanteer en bietjie daaroor gesels. Maar nadat dit nou gebeur het, is dit uiteindelik die wederkoms van die Here Jesus Christus. Nou ons sien dit altyd as 'n baie positiewe
gebeurtenis, ons sien dit as 'n wonderlike gebeurtenis, maar toe ons vanaand so lees in Openbaring 19, dan besef 'n mens, dit is nie net hierdie wonderlike gebeurtenis vir kinders van die Here nie, dit is 'n aangrypende gedeelte, maar is ook 'n harde gedeelte wat 'n mens sien, wat gebeur, maar die beeld van die Here Jesus staan vir my uit, as 'n mens hierdie gedeelte lees, die naam wat hy dra, die kroon op sy hoof, die oë soos 'n vuurvlam, ons sien totaal en al die beeld van ons koning, en dit is 'n beeld wat ons dankbaar is, ons kan oorlees. Nou wanneer daar oor die Here Jesus se wederkoms gepraat word, is daar soms 'n verwarring. Ek dink ek het dit ook genoem by die wegraping, maar ek noem dit weer. Ons praat dikwels net van die wederkoms, maar partykeer verwys ons na die wegraping, die Here Jesus kom haal sy bruid, ander keer praat ons van die Here Jesus wat afkom, sy voet op die Olyfberg gaan sit met sy sigbare koms. Nou, as 'n mens die woord gaan bestudeer en as 'n mens nou in diepte gaan kyk, dan is die maklikste manier om dit te verduidelik is dit gebeur in 2 fases. Dit is 'n gebeurtenis wat in 2 fases is. Dis eers die wegraping en dan 'n tyd daarna die sigbare koms. Want al twee hierdie komste, en dis die ding wat in die woord duidelik is, al twee hierdie komste gaan gebeur en ons duidelik onderskei tussen die twee. Ons het gesien die een is in 'n oomblik, in 'n oogwink, soos 'n dief in die nag, hulle word weggeruk. Die ander een is 'n baie sigbare, 'n groot. Die wêreld sal dit sien, elke knie sal buig, elke tong bely, hy is die Here. So baie duidelike verskille in die woord van die Here. So vanmiddag praat ons oor die tweede fase, die wederkoms, die sigbare koms, wanneer die Here Jesus in al sy glorie as die koning gaan terugkom na hierdie aarde toe. Nou die mens in sy bestaan wag al vir baie lank vir hierdie gebeurtenis. Die Here het die beloftes gemaak, hy het die verbonde gesluit, hy het soveel in die Ou Testament hieroor gepraat, en as 'n mens gaan kyk, van Dawid af en reg deur Jesaja, Esegiel, dit wat gaan gebeur, die Here Jesus gaan kom in al sy krag, in al sy glorie, en hy gaan op die troon van Dawid kom sit, en hy gaan die koning oor die aarde wees. Nou soos ek sê, dit word uitgespreek deur die woord, en die Jode het dit geweet. As ons praat oor Jode, dan praat ons eintlik oor die volk Israel in daardie tyd, wat nou Judaïsme aangeneem het, en daarna toe gegaan het toe die Here Jesus gekom het. Maar hulle het hierdie dinge geweet, dis nie iets nuut gewees nie, maar toe die Here Jesus 2000 jaar terug aarde toe kom, is dit nie wat hulle wou gehad het. Hulle het die wederkoms verwag. Hulle het verwag die Here Jesus gaan kom in sy glorie, hy gaan koning wees, hy gaan die Romeinse ryk omwerp. Hulle het nie 'n baba verwag wat in 'n stal gebore word. Nederig en klein, glad nie wat hulle verwag het nie, en die rede hoekom hulle die Here Jesus se koms dan nie huldig nie en nie herdenk nie. Hulle glo die Messias het nog nie gekom nie. En alhoewel Jesaja 53 en ander gedeeltes dit ook voorspel, het hulle dit net nie so aanvaar nie. So dit weet ons ook. Vir hulle sou die Messias 'n uitkoms bied, weer eens van die fisiese, die Romeinse juk. Die Here gaan op die troon van Dawid kom sit, terwyl die Here 'n uitkoms gebring het, maar vir 'n mens se siel, hy het redding gebring. Hy het die prys kom betaal. Hy is die lam wat geslag het, weer eens die tabernakel, die offers, alles het gewys na Jesus wat op die kruis sterf. En hulle mis dit, en is so hartseer om dit te sien, want, en dit is nou een van die dinge wat ek ook wil sê, ek het kennis oor, maar ek voel 'n mens kan baie daaroor leer en lees, is die Jode, die Israeliete, die volk, se rol in die eindtye, want daar's 'n groot rol wat hulle ook speel, en waar hulle gaan wees, en veral die oordeele wat gaan gebeur, en die sigbare koms, baie het op hulle van betrekking. So, Jesus het eers gekom om die weg voor te berei, gekom om saligheid te bring, gekom om aan die kruis te sterf, maar hy gee die belofte, hy sal weer kom. Maar Matteus 24 vers 27 tot 31, want soos die weerligheid die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Nou sien julle die verskil, né? Die eerste een was in 'n oomblik, in 'n oogwink. Hierso is soos die weerlig. So duidelik. Hy sê, want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal aasvoëls saamkom, en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word, en dan sal die teken van die Seun van die mens
in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag, met heerlikheid, en hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. So weer eens, die Here Jesus kom, hy kom sigbaar, en ons sien die profesie. En dit dat al die Here Jesus se profeseë vervul sal word, dat hy met sy bruid terugkom, en dis nou waar die verskil intree, dis waar ons inkom, met sy bruid terugkom, en op die troon van Dawid sit. Die kinders van die Here, ons gaan saam met hom wees. Ons het gelees Openbaring 19 vers 14, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed met wit en rein fyn linne. En ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar wat 'n gebeurtenis gaan dit nie wees nie. Nou iets wat 'n mens nie baie op fokus nie, wat ons vanaand so 'n bietjie op gaan fokus, is die ooreenkomste en die verskille tussen die Here Jesus se eerste koms, en as ek praat van eerste koms, dan praat ek van gebore in 'n stal, en sy tweede koms, die wederkoms. En ons gaan kyk na die Here se Jesus se wederkoms, en dan die verskille ook wat daar is, want ons groot verskille, dit weet ons. Maar ons kyk so vinnig daarna. So die eerste gedagte waarna ons vanmiddag kyk oor die wederkoms van Christus is dat dit sigbaar sal wees. Nou kom ek agter, mens, dis hoe mens weer die somer is hier, want ek het altyd in die winter gesê vanaand, ons kyk vanaand gaan ons, en nou is dit nou al vanmiddag, ons weet die somer is hierso, die son skyn nog en is nog duidelik buite, so vanmiddag gaan ons kyk na hoe dit sigbaar sal wees. Openbaring 19 vers 11, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. So die tweede koms, die wederkoms, ons sien hierdie wonderlike beeld van die Here Jesus. Maar die eerste koms van die Here was heeltemal anders gewees. Nou daar is ooreenstemming, soos daar was tekens. As ons dink aan die Here Jesus wat in 'n stal gebore is, dan dink ons mos altyd aan die wyse manne. Daar was 'n ster gewees, 'n sigbare teken, en die wyse manne het die ster gevolg. En ons lees Matteus 2 vers 2, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om aan hom hulde bewys. So daai ster verskyn, hulle is gelei, hulle kom by die stal in Bethlehem, en daar is die Here Jesus as 'n babietjie by Josef en Maria. Duidelike sigbare teken, die Here Jesus is gebore. Nou die ooreenstemming daarmee is, daar's duidelike tekens by die wederkoms, van die wederkoms, Matteus 24 vers 30, en dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. So weer, 'n duidelike teken in die lig, 'n duidelike teken in die hemel, dat die Here Jesus op pad is. Maar hierdie keer kom hy nie as 'n babietjie in 'n stal gebore nie, hierdie keer kom hy as die koning van die koning, die Here van die Here. Hy kom as 'n oorwinnaar. Hy was 'n lam wat geslag is, nou kom hy as die leeu van Juda, 'n lam wat reeds geslag is. Die een wat die dood oorwin het, die een wat die Satan oorwin het, en daarom ook daai verskil wat ek vir u uitgewys het, nou het hy krone op sy hoof, want hy het oorwin. En met die wederkoms sien ons uit die woord, dat die Here Jesus se oë soos 'n vuurvlam sal wees, en ons dink, as ons vuurvlam dink, ons altyd aan heiligheid, dit brand, dit verteer, alles wat vuil is, dink aan 'n smeltkroes of 'n oond, dit brand alles uit, so die Here Jesus se heiligheid, hy kom in heiligheid, hy kom in glorie, soos ek gesê, die leeu van Juda, kom in al sy krag, glorie, in die autoriteit van God. Wonderlik om te dink, hy kom so terug, en dit sal sigbaar wees. Almal gaan dit sien, ons het gelees, al die stamme van die wêreld, van die nasies, gaan dit sien, en dit gaan 'n wonderlike gebeurtenis wees. Daar's soveel fisiese dinge wat ook hiermee saamgaan, soos die feit dat die Olyfberg mos aan die ooste kant van Jerusalem is, en die feit dat die ooste poort van Jerusalem ons toegebou is, heeltemal toegebou, mense moet nie daarin en uit nie, en dis een van die redes hoekom, is dat die Here Jesus daar sal kom en sy voet op die Olyfberg sit, en hy eendag deur daardie poort sal ingaan.
Maar dan, ons tweede gedagte, het sal sigbaar wees, ons gaan kyk, ons tweede gedagte is die wederkoms van die Here Jesus Christus sal gewelddadig wees. Dit gaan nie net soos weer eens die eerste een teer en sag wees, en dit gaan gewelddadig wees. Openbaring 19 vers 15, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid, van die toorn van God, die Almagtige. Die verskil, die eerste koms, teer en sag, 'n kindjie wat in 'n krib gevind is, 'n klein babietjie wat sy moeder se versorging nodig het, en toe lees die woord ook, hy leer ons, hoekom het hy gekom die eerste keer? Om te soek, te red wie verlore is. Hy het gekom om die wat siek is, om hulle gesond te maak. Hy het die krepeles gehelp, die wat iemand nodig gehad het. Die Here was daar, hy het gekom om te soek en te red. Dis hoekom hy gekom het. Hy was op 'n vredesending gewees. Die Here Jesus het eintlik soveel dinge kom doen hier op die aarde. Maar die verskil, met die wederkoms is dit 'n ander prentjie. Met die wederkoms kom hy met sy leermagte vanuit die hemel. So net daai kontras, babietjie in 'n krib en die leermagte in die hemel. En die leermagte het hom gevolg, die wederkoms is 'n oorlog om die Satan finaal te oorwin. Die opskrif van Openbaring 19 het ons gelees, daar staan oorwinning van Christus oor die dier en die valse profeet. Hy kom om die vyand te verslaan. En ons sal saam met die Here wees. 1 Korintiërs 15 en 1 Tessalonisense 4 wys vir ons, daardie leer van heiliges met hulle wit, rein, fyn linne, is die kinders van die Here, die wat in Christus gesterf. So ons gaan saam met hom kom. As ons dink, ek het iewers 'n beeld gesien, en ek seker ek het hom, ek sal hom eendag vir u wys, van die Here Jesus met hierdie klomp mense met wit klede agter hom. En dit gaan ons wees, die kinders van die Here. Maar hy kom dan met 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. Nou, ek dink ons het al daaroor gepraat, ek kan nou nie onthou of dit 'n aanddiens was en of dit 'n bidtuur was nie, maar daai benaming, die dag van die Here. Nou as ons hoor die dag van die Here, dan dink ons wonderlik. Dis die wederkoms wat kom, dis 'n goeie geleentheid, maar in die Ou Testament was die dag van die Here, as hulle daai woord hoor, wil ek amper sê hulle het gebewe. Dit was 'n oordeelsdag gewees. Dit was 'n dag waarop die Here kom in sy toorn, 'n dag wat hy kom oordeel. En die wederkoms word die dag van die Here genoem. Vers 15 sê, hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid van die toorn van God. Jesaja 63 vers 3, ek het die pers alleen getrap. Van die volke was niemand by my nie, ek het hulle getrap in my toorn en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat en my hele gewaad bevlek het. So baie duidelik, die wederkoms gaan 'n gewelddadige dag wees, maar dit gaan 'n dag van oorwinning wees. Dit gaan 'n dag wees waarop die Here die dier en die valse profeet gaan oorwin. En dis dan ook so, ons volgende gedagte is die wederkoms van Jesus Christus sal oorwinnend wees. Openbaring 19 vers 20, die dier is gevange geneem saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy kleed aanbid het, lewend is die twee gewerp in die vuurpoel, wat met swaal brand. Nou hier is nie 'n verskil nie, hier is 'n ooreenstemming. Toe die Here Jesus die eerste keer aarde toe kom, as 'n babietjie in 'n stal gebore, was dit om te oorwin. Dit was om uiteindelik die lam te wees wat geslag is, wat die prys betaal, wat die dood oorwin, en wat deur daardie oorwinning die ewige lewe kan gee. So hier is ooreenstemming. En hierso ook, dit is vir 'n oorwinning. Vers 19, ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien, om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit, en teen sy leer. Nou weer eens, Openbaring is nie 'n geïsoleerde boek nie. Openbaring is in harmonie met die woord van God. En ons lees hiervan die slag van Armageddon. Ons lees daarvan in Jesaja, Joël, Sagaria, ons lees daarvan in Johannes. Almal skryf oor die slag van Armageddon. Nou, die duiwel weet ons is 'n nabootser. Ons sien dit dikwels in die woord van God. En hier, hy boots na. Want wat doen hy? Die Here Jesus Christus is deel van die goddelike drie-eenheid. God die Vader, God die Seun,
God die Heilige Gees. Wat doen die duiwel in die eindtye? Hy probeer dit naboots. Met die duiwel, wat die Vader is, die woord sê, hy is die Vader van die sonde, die Vader van die leuen, en dan is daar die dier, die Antichrist, wat die Here Jesus kom naboots, wat ook op 'n perd kom vroeër in Openbaring, en wat kom asof hy vrede bring, maar natuurlik weet ons dat dit nie so is nie. En dan die valse profeet, wat die Heilige Gees se werk probeer naboots, waar hy mense probeer oortuig van die dier se goedheid, en van die Antichrist, en van die teken wat hulle moet neem. So dis net interessant om te sien hoe die duiwel probeer naboots, maar dit nie reg kry nie. Hy sal dit nooit reg kry nie, want die goddelike drie-eenheid is 'n eenheid. Die duiwel sal dit nooit kan naboots nie. Maar dan kom die Here om teen hulle op te trek. Joël 3 vers 12 sê die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josafat, want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. Josafat beteken God oordeel. So God kom, hy oordeel. Vers 20 sê Jesus sal die dier en die Antichrist en die valse profeet oorwin, en dan die Antichrist en die valse profeet sal in die vuur gewerp word, in die hel gewerp word. En dis ook 'n interessantheid, want is die heel eerste mens wat in die hel sal wees, is die Antichrist en die valse profeet. Die heel eerste mense, daar's nou nog niemand in die hel nie. Al wie nou in die hel is, wat die woord vir ons leer, is die demone wat met mense omgang gehad het, wat engele was, en toe's hulle in die poel van vuur gewerp. So dis al wie nou nog daar is, maar dit sal die eerste mense wees. Maar die Here Jesus kom dan oorwin. Hy oorwin die duiwel, hy oorwin die nabootsing, hy oorwin die Antichrist, hy oorwin die valse profeet. En dan lees 'n mens in vers 21, ander is ook gedood. Die wat die Here Jesus nie aangeneem het nie, hulle is ook gedood. Met die eerste koms. Die Here Jesus kom om te oorwin, hy die dood oorwin, sodat 'n mens die ewige lewe kan hê, en die tweede keer kom oorwin hy die Satan, maar ook die wat daai lewe nie aangeneem het nie. Openbaring 22 vers 16, ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môre ster. Openbaring 22 vers 20, hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou, amen, ja, kom, Here Jesus. So dit is in baie kort vanaand, ek wil amper sê, bietjie korter as die afkondigings, bietjie kort vanaand, die wederkoms van die Here Jesus Christus. Maar net om so bietjie meer in diepte te kyk, ons net so vinnig iets oor hierdie gebeurtenis noem, want dit herinner ons tog aan die wegraping, die Here Jesus kom met sy kinders, die Here Jesus met die wegraping kom haal sy kinders, en dan met die wederkoms kom ons saam met die Here Jesus Christus. Die wat nie kinders van die Here is nie, sal die wegraap, die groot verdrukking ingaan, hulle sal die Here se oordeel beleef, met die Antichrist wat regeer, en ons weet, ons baie verskillende sieninge hieroor, maar die een duidelikheid, die groot duidelikheid is die Here Jesus kom weer. En die kinders van die Here kom saam met hom, Openbaring 19 vers 14, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde bekleed, met wit en fyn rein linne. Kinders van die Here, ons sal saam met hom kom. Die wat nie kinders van die Here is nie, en dis die hartseer, dis die boodskap ook wat daarin is, wat hulle gaan alles deurgaan, die dood, oorlog, pestsiektes, natuurrampe, moord, al hierdie dinge in die verdrukking, hulle sal optrek en doodgemaak word, en 'n mens kan nie indink, dat iemand so hard en verhard kan wees, dat hulle tot aan die einde sal stry teen die Here nie, maar dit sal daar wees. Al op die einde van die dag, wie gered word, wie die saligheid ervaar, die ewige lewe ervaar, is die kinders van die Jode, en so die kinders van die Here, en saam met dit, die 144.000 verseelde Jode, wat ons ook van leer, wat ek nou nie vanaand veel oor gaan uitbrei nie, maar die uitstaande punt is, kinders van die Here is saam met hom. Hulle word gered, hulle ervaar sy krag, hulle ervaar sy oorwinning, en daarin is 'n groot seën. Om vir die Here te lewe is die beste besluit wat enigiemand ooit kan maak. En dit is juis in so 'n boodskap, as ek nou so 'n bietjie net persoonlik my getuienis ook met u deel, dis in so 'n boodskap wat ek my hart vir die Here gegee het, wat ek in 2007, Dominee Henny Prinsloo in Sekunda wederkomsreeks kom hou,
En hy het hieroor gepreek, hy het gepreek oor die verdrukking, hy het gepreek oor die wederkoms, en ek het net besef, ek is aan die verkeerde kant van hierdie ding. En ek het met die Here reggemaak. Nie by die kerk nie, ek weet ek dink ek het al vir van u vertel, ek het nooit my hand opgesteek nie. Daar was 'n uitnodiging by die kerk en die dominee het gesê, die wat met die Here wil regmaak, steek jou hand uit en kom vorentoe. Ek het dit nooit gedoen nie. Ek het in my stoel gesit en ek het by die huis gekom en tussen my en die Here alleen gaan regmaak. En so die Here my siel uit genade gered met so 'n boodskap. So beteken eintlik vir my baie hierdie boodskap, net om te weet, kyk hoe in hierdie boodskap, hoe red die Here steeds mense. So dis hoekom dit 'n boodskap is wat moet uitgaan, want die Here red. Die Here se genade het geen einde nie, en dis die wonderlikheid daarvan. Mense wil nie onder die toren van God wees nie, maar daarmee sluit ek af. Ons het gelees en geleer en gesien, Jesus se koms sal sigbaar wees. Jesus kom om oorlog te voer en Jesus kom om te oorwin. So daarom, daai benaming, die dag van die Here. Aan die een kant, die wonderlike gebeurtenis vir kinders van die Here. Hy kom in al sy glorie, hy kom om te oorwin. Maar aan die ander kant, is dit vir die wêreld 'n vreesaanjaende dag, 'n dag van oordeel, waar Jesus oorlog gaan maak. Nou ek gaan nie vanaand vir u sê, u moet besluit om wat se kant u is nie, want ek glo en ek ken elkeen van u wat hier is, ek dink ek weet aan wat se kant u staan, maar hierdie boodskap moet ook uitgaan, en so belangrik dat die evangelie uitgaan, want wie van ons wil hê ons familie, buurman, mense wat ons ken, moet aan die ander kant staan. Daarom moet die evangelie uitgaan, so belangrik, en daarom is die wederkoms vir ons 'n wonderlike boodskap. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons sê weer eens vir u dankie, en daar's soveel inligting, soveel waarheid, soveel kennis wat u oordra deur die eindtye, veral deur hierdie boek Openbaring, Here, en ons kry net 'n kykie in wat gaan gebeur eendag, maar die een ding wat uitstaan wat ons nou genoem het vir mekaar, is dat u die een is wat redding bied. Here, hoeveel keer sê u nie vir ons het vrede by God nie. Hoeveel keer sê u in die woord dat ons vry is van die toren nie? Hoeveel keer leer u nie vir ons, Here, dat ons by u is, saam met u is, u liefde, u genade ervaar nie, en daarvoor kan ons vir u kom dankie sê, Here, ook in hierdie dag, wat die dag van die Here genoem word, Here, wat vir baie 'n dag van oordeel is, weet ons. Dis vir ons 'n dag van blydskap, dis 'n dag wat ons koning sy plek gaan inneem, en ons sê vir u dankie daarvoor, Here, wees ook met ons, Here, en ek wil weer kom bid, Here, dis vir ons so hartseer dat mense teen u kies, dis so hartseer dat mense nie wil aanneem nie, dat mense nie hierdie woord wil hoor nie, dat hulle nie net wil sê, Here, maar hier is ek gee my alles nie, dat mense nie in u wil glo en gered word nie, so hartseer, Here, maar ons bid, dat u vir ons sal help om daardie woord uit te dra, aan te hou met uit te dra, om so die evangelie te verkondig. Ons bid saam met dit vir die EJ3 kursus, Here, wat ook daarop fokus om hierdie woord uit te dra, om die evangelie uit te dra, dat u dit ook kragtig sal gebruik. Ons sê vir u dankie, ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Dit laat my nou dink, terwyl ek gebid het, aan die dag in Bokkomlaan, dis 'n dag wat my nou nog pla, wat ek vir die manne traktaatjie wou gegee het, en hy net weggestaan het en sy hande opgehou het, hy wou nie eens aan die traktaatjie raak nie, en dit pla my nou nog, dat die man so verhard was, dat hy nie daai traktaatjie wil vat nie, en dit wys 'n mens net, hoe hard mense kan wees, en daarom moet ons aanhou bid, dis hoekom ons op ons lys het, bid vir die redding van verlore siele, ons moet aanhou bid daarvoor, en aanhou vir mense traktaatjies gee, en aanhou om die woord uit te dra. Nou net so ietsie by dit, ek het al baie met u gepraat oor die evangelie, ek gaan nie aan met die afkondiging sê, ek net so vinnig sê, net so ietsie by dit, ek het met iemand begin praat, ek weet nie of jy die challenge koerantjie ken nie, nou dis so 'n koerantjie wat multi-ministries uitgee, en die koerantjie is vol getuienisse, elke 2 maande kom hy uit, en dan is daar net persoonlike getuienisse in, en dis 'n wonderlike koerantjie wat 'n mens kan gebruik vir iemand in die handstop, bietjie leesstof, en die koerantjie kom nou in Afrikaans uit, toe ek van die koerantjie gehoor het en gesien het, en ook al van hulle uitgegee het, was hy net in Engels gewees, maar hy kom nou in Afrikaans uit, en ek is besig om vir ons te reël, dat ons elke 2 maande, as hy uitkom, dat ons 200 van hulle kan kry, om ook hier in die area uit te deel. So, wou dit vir genoem het, 'n getuienis is 'n kragtige ding, die wat gister hier was, Maryke wat haar getuienis ook deel,
Ek was nou nie gister hier nie, maar ek het al haar getuienis gehoor, kragtige getuienis en die werk wat dit ook kan doen. So, die challenge koerantjie is